In die nuus vandag. Die borgverhoor van 2 mans van Postmasburg, 'n pa en sy seun, wat tereg staan op 'n aanklag van moord, kon vandag weer eens nie voortgaan nie weens die afwesigheid van 'n geskikte tolk. Die verrigtinge is reeds verlede week uitgestel nadat geen Tswana-tolk beskikbaar was om die ondersoekbeampte se getuienis van Tswana na Engels te vertolk nie. Die saak is toe tot vandag uitgestel, maar die hof kon steeds nie 'n geskikte tolk bekom nie. Tydens die vorige sitting het die verdediging die hof se administrasie skerp gekritiseer en aangevoer dat hul kliënte reeds langer as 'n maand in aanhouding is weens administratiewe tekortkominge. Die verdediging het selfs 'n dringende aansoek gebring dat die hofbestuurder voor die hof moet verskyn om te verduidelik waarom daar weer eens nie vandag 'n geskikte tolk beskikbaar was nie. Die hof het aan beide die staat en die verdediging verduidelik dat dit gevestigde reg is dat elke getuie en beskuldigde die grondwetlike reg het om in die taal van hul keuse te getuig. Die voorsittende beampte het erken dat die hof die beskuldigde se omstandighede verstaan, veral aangesien hulle reeds vir 'n geruime tyd in aanhouding is. Die hof het egter beklemtoon dat dit geen beheer het oor tolke se beskikbaarheid, jaarlikse verlof of gevalle waar hofpersoneel siek raak en geldige mediese bewyse indien nie. Daar is verder daarop gewys dat dit die feestyd is, waar tydens baie kernpersoneel met verlof is. Die rol van die hof, aldus die voorsittende beampte, is om die reg toe te pas en die grondwet te eerbiedig, nie om die hofadministrasie oor te neem nie. Tydens vandag se verrigtinge het gemoedere hoog geloop toe die staat en die verdediging, sowel as die hof, van mekaar verskil het oor grondwetlike regte, hofprosedures en gevestigde reg. Lede van die publiek wat die verrigtinge bygewoon het ook hul frustrasie uitgespreek. Die voorsittende beampte moes fyn trap tussen die belang van geregtigheid, die omstandighede van die beskuldigdes, hofprosedures en die grondwetlike regte van beide die staat se getuie en die 2 beskuldigdes. Die vraag op almal se lippe is hoekom het Postmasburg polisie 'n Tswana sprekende ondersoekbeampte aan die saak toegeken as beide beskuldigdes Afrikaans sprekend is en die postdiengemeenskap hoofsaaklike Afrikaans sprekende gemeenskap. So hoe het die ondersoekbeampte sy ondersoek gedoen as hy Tswana sprekend en die verhoor en die hofsaak nou opgehou word oor taalregte en die beskerming en bevordering van taalregte? Die saak is uitgestel tot 29 Desember, sodat die Departement van Justisie kan verseker dat 'n geskikte tolk dan beskikbaar is. Beide beskuldigdes bly steeds in aanhouding. Steeds in Postmasburg. 'n herderspaar het besluit om elke jaar terug te ploeg in hul gemeenskap. Die inwoners en veral die kinders van 'n woonbuurt in Postdien genaamd die Boer se Plaas, was vandag getrakteer deur pastoor Japie Louf en sy vrou Anna. Die herderspaar bedryf 'n nie winsgewende organisasie en vertel kortliks. Goeiedag sê almal wat ons sien en luister. Ons is vandag hier met 'n kersete vir die gemeenskap hier op die Boer se Plaas. Ons wil vanmiddag sê jy moet ons sien en hoor. Ek wil nou in 2026 moet julle vir ons nog aan die hand vat en ondersteun met hierdie projek. Ons gee elke woensdag vir so plus minus 200 mense kos hierso. En dan wil julle moet ons geweldig ondersteun met hierdie projek. Goeiemiddag, ek is die founder van Ritusa Kamatsogo. Ek wil julle sê baie dankie vir die dag wat hier saam met ons is. In die toekoms wil ons graag hulp vra van julle af om vir ons te ondersteun, dit wat ons mee besig is. Ek wil ook vir die gemeenskap van Wijk 3 sê baie dankie. Vir al die mense hier op die Boer se Plaas. Baie dankie sê vir die derde jaar wat ons kon 'n bordjie vir hulle gegee het. Die herderspaar se nie winsgewende organisasie bedank graag vir meneer Alistair Davids, 'n plaaslike sakeman, die Sayok Gemeenskapstrust, Kolomela Myn en Jambo King in Postmasburg. And in other news, the Western Cape Education Department says cell phone use must support learning while protecting learners' well-being and safety. Schools are encouraged to have clear cell phone policies, developed with input from management, governing bodies, parents, teachers and learners.
WCED spokesperson Unity Bui says mobile devices should be managed in an educationally sound way, and that schools should also host regular cyber wellness programs to address online safety and responsible use. Decisions about cell phone use in classrooms are left to individual schools. While some teachers integrate phones into lessons, others prefer distraction-free environments. Many schools still allow learners to bring phones for safety and communication, especially when traveling, but with strict rules, including locking devices away during the school day. Importantly, the WCED stresses that restricting cell phones does not mean rejecting technology. Alternatives like computer labs, school tablets, and smart boards continue to support digital learning. The goal? Fewer distractions and meaningful, safe access to technology in education. Members of the South African Police Service in Springbok arrested 2 suspects for the illegal possession of endangered species following a successful investigation. The suspects, a 30-year-old man from Bergsig and a 37-year-old male from Okip, were arrested after an operation conducted in the Springbok area. The arrest stemmed from an investigation initiated after the suspects allegedly attempted to courier a significant amount of scorpions, which are classified as protected species. Through diligent police work and follow-up investigations, the suspects were traced and apprehended. Both suspects face charges in terms of the National Environmental Management Biodiversity Act relating to the illegal possession of threatened or protected species. The SAPS remains committed to safeguarding South Africa's biodiversity and will continue to take decisive action against individuals involved in the illegal trade and exploitation of protected species. The suspects are expected to appear in court soon. This news was brought to you by our loyal advertisers supporting independent community journalism. Horison Media, Northern Cape.